Nou, goeiemôre vriende, ons is dankbaar dat die Here vir ons uitgespaar het. Dis die begin van nog 'n nuwe week en nog 'n nuwe dag. En die gebed van my hart is dat die Here vir ons baie ryklik sal seën, so rondom die waarheid van sy woord. Ek vertrou dat u 'n goeie nag se rus gehad het en ek wil u vanmôre groet met die pragtige woorde van Gesang 311. Nou, hierdie hele gesang gaan oor die heerlikheid van die Here, die heiligheid van God. Daar staan, God is hier teenwoordig, laat ons biddend nader, hier waar ons voor hom vergader. God is hier teenwoordig, heilig is die Here, buig in stilte hom ter ere. Wie hom roem, wie hom noem, Heer en Hemelvader, kom nou almal nader. Die derde vers, God is in sy tempel, hemelpoorte bewe, almal buig voor hom wat lewe. Engele sing, heilig, heilig is die Here, in die allerhoogste sfere. Uit die stof klink ons lof, Here God van vrede, hoor ook ons gebede. So baie besondere gesang, en ek vra dat u op die eie tyd deur hierdie gesang sal lees, en vriende, die groot gedagte wat hier na vore kom, is hoe heilig God is. Die Bybel sê vir hom, in hom is daar geen duisternis te vind nie. Daarom buig ons as klei voor die pottebakker, ons as skepsele voor die skepper, ons as sondaars voor die heilige sondelose God. En vriende, ons afhanklikheid is 100% van hom, nie net vir ons daaglikse lewe nie, maar ook vir ons geestelike lewe, die instandhouding daarvan, en dan ook dat ons veilig in sy heerlikheid sal bring. Mag ons hom eer en dien vir die God wie hy is. Nou, ons gaan vanmôre aangaan met ons reeksie boodskappe uit die boek Spreuke. Nou vriende, ons het al ver gevorder, ons het al gevorder tot by Spreuke 28, en ons gaan die laaste 3 verse vanmôre met mekaar hanteer. En kom ek lees vir u wat staan daar in Spreuke 28 vers 26 tot 28. Wie op sy eie hart vertrou, hy is 'n dwaas, maar hy wat in wysheid wandel, word gered. Nou, hierdie vers is 'n baie besondere vers, vriende, omdat ons gereeld in die boek Spreuke die gedagte vind van dat ons nie op ons eie hart moet vertrou nie. Nou, die dag en tyd waarin ons onsself bevind, is 'n dag en tyd waar mense vir jou sê, just follow your heart. Jy sien, dis 'n logo wat op T-hemde gedruk word, en jong mense haal dit gereeld aan, en mense is eintlik behep met die gedagte van om hulle hart te volg, en dan gaan dit eintlik maar oor hulle emosies, en wat hulle voel op daardie oomblik, dat hierdie gevoel van hulle beïnvloed om sekere dinge te doen, of dan nie te doen nie. Nou, een van die vertalings wat ek nageslaan het, sê, wie op homself vertrou is 'n dwaas, wie hom deur wysheid laat lei is veilig. Nou vriende, een ding wat ek vir u kan sê is, dat die dag en tyd, soos ons reeds gesê het, is 'n dag en tyd waar mense hulle emosie vertrou, hulle in aanhalingstekens hart vertrou, just follow your heart. Maar kom ons kyk wat sê die Bybel oor hierdie bepaalde gedagte, en wat hierdie vers vir ons wil leer, want die Bybel sê, wie op sy eie hart vertrou, hy is 'n dwaas. Met ander woorde, hy is sonder verstand. Hy is iemand wat nie sy verstand gebruik nie, maar volgens sy gevoelens en emosies gelei word, en dikwels op hartseer paaie van verdriet. Die Bybel sê vir ons in Jeremia 17 vers 9, bedrieglik is die hart bo alle dinge, verdorwe is dit, wie kan dit ken? So met ander woorde, ons moet baie versigtig wees om die gees van ons tyd te volg, deur te sê ek volg my hart en ek loop agter my emosie aan, en wat ek voel, dit doen ek. Want die Bybel sê ons emosie, ons hart, ons gedagte is dikwels bedrieglik. En die Bybel sê dit is bedrieglik bo alle dinge. So daar's niks meer bedrieglik as my en jou hart nie. Die groot hervormer Martin Luther het gesê dat die mens se hart is 'n fabriek wat sonde produseer. En ek het bygesit 24 ure 'n dag, en hierdie fabriek werk oortyd. Want u sien, dit is die probleem met die hart van die mens. Ons neig altyd na die verkeerde. Daarom kan ons nie ons hart, ons instink, ons gevoelens, ons emosie volg nie. Wat sê die Bybel vir ons? Wat moet ons doen? Want die B-gedeelte sê, maar hy wat in wysheid wandel, word gered. So met ander woorde, as ek my hart volg, dan gaan my pad aflei na die pad van verderf, en van hartseer, en van moeite, en van verdriet. En aan die ander kant sê die Bybel vir ons, as ons in wysheid wandel, word ons gered. Spreuke 3 vers 5 en 6, vertrou op die Here met jou hele hart, en steun nie op jou eie insig nie. Ken hom in al jou weë, dan sal hy jou paaie gelyk maak. Wat die Bybel vir ons eenvoudig sê is, vriende, dat ons hart, ons denke, moet voed met God se woord. Dan gaan ons nie emosionele besluite maak, emosionele optredes hê nie. Ons gaan met wysheid besluite maak. Ja, daar's altyd emosie by betrokke, maar die wysheid, God se woord gaan ons lei, en gaan die lig vir ons pad, en die lamp vir ons voet wees. Daarom bid ek, dat u en ek hierdie wysheid van God sal ontvang, om studente van sy woord te wees, en aan elke besluit, en dinge wat ons doen, en of dit nou 'n huweliksmaat is, of 'n werkskeuse is, of dit nou iets is wat ek wil koop, of dit nou vriendskapsbande is, dat ek altyd God se wysheid as my barometer sal hê, sy woord, om dan vir my insig te gee.
Vers 27 sê, wie aan die arme gee sal nie gebrek ly nie, maar hy wat sy oë toemaak, word swaar vervloek. Nou hierdie gedagte van arme mense kom gereeld voor in die boek Spreuke. Nou vriende, hierdie verse eenvoudig vir ons, dat wanneer ons aan die arme gee, dan sal die arme ons seën. Hierdie arme sal dit opreg waardeer, hulle sal ons lief hê. Maar nou is die vraag dikwels wat gevra word, definieer vir my 'n arme mens. En vriende, wat ek vir u kan sê aan die negatiewe kant, die arme is nie die een wat bedel om sy verslawings en sy sondige praktyke te subsidieer nie. Dis nie 'n arme mens nie. Die definisie van 'n arme mens is nie die een wat te lui is om te werk nie. Die definisie van 'n arm een is nie een wat teer op ander, omdat hy op baie subtiele maniere mense uitbuit wat meer het as hy nie. Vriende, 'n arme, volgens die eenvoudigste definisie, is een wat nood het, een wat gebrek ly, een wat werklik nie het nie. En ons vind dit veral by ons ouer mense. Mense wat jarelang gewerk het, hulle is nou te oud om te werk, om 'n inkomste te genereer, miskien nie 'n pensioenplan nie, hulle het miskien nie genoeg geld om elke maand al die dinge bymekaar te bring nie, en 'n mens sien die nood, 'n mens sien die behoefte, en jy dan vervul ook in daardie behoefte. Dis nie om links en regs vir almal uit te deel nie. Ek onthou 'n geval wat ons gehad het in een van die gemeentes, het die gemeenskap 'n plek begin met die naam van Onse Kaya. Dit was 'n plek gewees wat die gemeenskap subsidieer het. Daar was voedsel na hierdie plek gebring, klere. Dis 'n plek wat gebou was, dan het werklose mense, in aanhalingstekens, 3 etes 'n dag gekry. Hulle het klere gekry. Hulle het warm water gekry om mee te stort. Hulle het beddens gekry om in te slaap. Pragtige plek. Ek was by die opening van die plek gewees. En ek het die voorreg gehad om ook hierdie boodskapie te bring by die opening. En daar het ek duidelik gewaarsku dat ons nie lui mense moet subsidieer nie. Wat het gebeur? Een van die persone in ons gemeente het na hierdie plek gegaan, waar nou 'n klomp sogenaamde werklose mense was, wat swaar gekry het en wat versorg moes word. En hy het gevra of van hulle nie die dag op sy plaas wil kom werk nie. En hulle het gesit en hom so gekyk en gesê, luister, sê gou vir my, wat se werk is dit? En dan die tweede vraag is wat is die ure? Die derde vraag, wat is die betaling? En na alles beantwoord is, hulle gesê, nee, ons stel nie belang nie. Want u sien, vriende, wanneer lui mense subsidieer, dan maak jy hulle leier. En daarom is dit belangrik dat ons sal sien. Die Bybel sê vir ons, wie aan die arme gee sal nie gebrek ly nie. 'n ware arme mens is iemand wat sal poog om sy situasie te verbeter. En wanneer hy hulp kry, sal hy jou seën. Hy sal jou opreg lief hê. Hy sal opregte waardering daarvoor toon. Die laaste vers dan, vanmôre vers 28. As die goddelose opkom, verberg die mens homself, maar as hulle omkom, word die regverdiges baie. En hierdie vers vergelyk baie met vers 12, en een van die vertalings sê dit so mooi, as goddelose mense aan die bewind kom, kruip die mense weg. As die goddelose ondergaan, kry die regverdiges die mag. En vir ons het al reeds baie daaroor gepraat, ek kan nie vanmôre te veel daaroor uitbrei nie, maar hierdie vers gaan eenvoudig oor die goddelose regering teenoor die regverdiges, of die mense wat in die regering van die land, die mense se belange hoër ag as hulle eie. Nou ons het al reeds daaroor gepraat, en dis baie belangrik om te sien, wanneer die goddelose die oorgrote meerderheid is, verarm hulle land. Hulle gee nie om vir mense nie. Maar vriende, die genade van die Here, wanneer die goddeloses omkom en hulle begin verdwyn en die regverdiges op die voorgrond verskyn, is daar hierdie stabiliteit in 'n land. En kom ons bid daarvoor in ons eie land, dat die Here tog genade sal gee, dat ons leiers sal wees volgens die boek, volgens die waarheid van God se woord, om die Here in alles te eer. Ons weet hoeveel mense kry swaar, en veral die armes in ons land, kry bitter swaar, ons sal later 'n bietjie daaroor praat. Maar vriende, die gebed van my hart is dat die Here eerlike, heilige leiers sal opwek, wat hom kan verheerlik. Baie groete vir u, seën en mooi dag verder. Tada.